Mense sê graag vir jou, my God is 'n God van liefde. Veral wanneer die Bybel oor sonde en oordeel praat, oor bekering of oor God se heiligheid, sal hulle maklik vir jou sê, man, die God waarin ek glo is 'n God van liefde. Hy sal my nie veroordeel nie. Hy aanvaar my soos ek is. Hy sal niks van my eis wat die lewe vir my swaar of ongemaklik maak nie. Maar dan is die vraag, praat jy nog van die God wat homself in die skrif aan ons bekend gemaak het, of praat jy dan van 'n God wat jy volgens jou eie idee van liefde geskep het? Goeienaand, welkom weer by ons aandgodsdiens. Vanaand lees ons uit 1 Johannes 4 vanaf vers 7 tot en met vers 12. Geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God, en elkeen wat lief het is 'n kind van God en ken God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit, nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar liefhet, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. So sê die woord van die Here. Ons lees ook in Psalm 86 vers 15 van die liefde van God waar daar staan, U Here is 'n barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou. Dit is 'n vers wat ons help om God se liefde reg te verstaan. 'n Liefde wat nie los staan van sy genade, geduld en trou nie, maar wat behoort tot die volheid van wie hy is. My God is 'n God van liefde. Ja, dit klink baie Bybels. Johannes sê immers hier in ons teksgedeelte, God is liefde. Maar nou is die vraag, wat bedoel ons met liefde? Dikwels bedoel mense, die God waarin ek glo is 'n God van liefde, hy sal my nie veroordeel nie. Hy aanvaar my leefwyse, hy sal niks van my vra wat my ongemaklik maak nie. Hy sal nie my sonde ernstig opneem nie, hy is mos 'n God van liefde. Maar dan begin ons nie meer by God nie, dan begin ons by ons idee van liefde. Ons besluit hoe liefde is. Liefde moet altyd goedkeur, liefde mag nie oordeel nie, liefde mag nie bekering eis nie, dit mag nie regstelling eis van wat verkeerd is nie. Daaraan meet ons God dan, aan daardie mensgemaakte definisie, ons eie definisie van liefde. Maar Johannes sê nie, liefde is God nie. Hy sê, God is liefde. Dit beteken ons kan nie self liefde definieer, ons idee van liefde as 'n maatstaf gaan stel en God dan daarby laat aanpas nie. God is die een wat liefde definieer. Hy is die een wat liefde vorm gee. Hy is die een wat vir ons wys en leer wat ware liefde is. Johannes verduidelik dit vir ons so. Hy sê, God se liefde is hierin geopenbaar. Dit het hierin duidelik geword. Hy het sy enigste seun na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Hy het sy seun gestuur om aan die kruis te kom sterf vir versoening vir ons sondes. Dit is die liefde van God waardeur ons die lewe het, wil hy vir ons sê. Nou let op, Johannes praat nie van God se liefde sonder om ook oor die sonde te praat en oor die noodsaaklikheid van versoening van ons sonde nie. Ons kan nie oor God praat sonder om te praat oor hoe sy liefde in Jesus aan ons bewys is nie. En dan nie net die liefde wat die seun aan die kruis bewys het, toe hy vir ons aan die kruis gesterf het nie, maar ook die liefde van die Vader, wat sy eie seun in regverdigheid en heiligheid aan die kruis straf, sodat ons vry en verlos kan uitgaan. God se liefde is dus nie 'n liefde wat ander pad kyk wanneer ons sondig nie. Dit beteken nie dat hy sy heiligheid en geregtigheid 'n bietjie eenkant toeskuif om 'n bietjie vriendeliker te kan wees wanneer ons sondig nie. As hy ons liefhet, hou hy daarmee nie ook op
om die heilige God en die regverdige God te wees nie. Want God is nie uit verskillende dele saamgestel nie. Hy's nie 'n deeltjie liefde en 'n deeltjie heiligheid en 'n deeltjie geregtigheid nie. Hy is altyd totaal en volkome alles wat hy is. Sy wesenseienskappe kan nie van mekaar losgemaak of geskei word nie. As God liefhet, het hy lief as die heilige God. Wanneer hy genadig is hy genadig as die regverdige God. En wanneer hy red, red hy as die soewereine en onveranderlike God. Sy liefde is daarom heilige liefde, dit is regverdige liefde, dit is soewereine, ewige, onveranderlike liefde. Omdat sy liefde heilig is, kan dit nie sonde goed praat of bevestig of sommer net ignoreer nie. God kan nie vir ons sê dat dit wat teen sy heiligheid ingaan, eintlik net nie saak maak nie of nie so erg is nie. En omdat sy liefde soewerein is, begin dit nie by iets aantrekliks of verdienstelik binne in ons nie. Johannes sê, werklike liefde begin nie by ons nie. Dit is nie dat ons God eerste lief gehad het nie, maar dat hy ons eerste lief gehad het. Oorsprong van ons redding lê in God wat die eerste tree, die eerste stap geneem het, nie in ons nie. God wat eerste lief gehad het. En omdat sy liefde onveranderlik is, wissel dit ook nie soos menslike gevoelens nie. God het nie sy kinders vandag lief en vergeet môre van hulle nie. Sy liefde rus in sy onveranderlikheid, in sy onveranderlike karakter. En dit bring ons by die kruis. God het ons nie lief deur minder heilig of minder regverdig te word nie. Hy het ons juis lief as die heilige en regverdige God. Die God wat nie ons sonde kan ignoreer nie. Versoening was nodig, want God is ook en hy bly ook in sy liefde die heilige en die regverdige God. In sy liefde het God self voorsien wat sy heiligheid en geregtigheid eis. Hy het sy eie seun gegee as 'n offer vir ons aan die kruis. En Christus het gekom, hy het ons skuld betaal, sodat ons met God versoen kan word. Die kruis sê dus nie dat God se liefde sy geregtigheid oorwin het nie. Dit sê ook nie dat sy geregtigheid sy liefde teruggehou het nie. Aan die kruis sien ons die volmaakte eenheid van God soos wat hy is. Sy heilige liefde, sy regverdige genade, sy soewereine redding. Daarom is die woorde, my God is 'n God van liefde, baie gevaarlik wanneer ons daarmee bedoel dat God sal maar net verstaan wanneer ons sondig. Hy sal nie oordeel nie. Hy is nie so ernstig in sy eis om bekering nie. Ag, hy sal ons sonde aanvaar. As dit is wat ons wil sê wanneer ons sê, my God is 'n God van liefde, dan begin ons om die God van die skrif te redigeer. Ons skryf hom oor, ons ontwerp hom oor. Ons hou die eienskappe waarvan ons hou, die liefde, en ons verwyder dit wat vir ons moeiliker en ongemakliker is om mee te werk, die heiligheid, die regverdigheid van God. Ons skep 'n God wat soos ons dink, wat van dieselfde dinge hou waarvan ons hou, en wat nie teen ons wense en ons wil ingaan nie. Weet jy wat? Dit is afgoderry. 'n Afgod hoef nie van hout of klip gemaak te wees nie. Jy kan ook 'n afgod in jou gedagtes maak. En jy doen dit as jy van God 'n vriendelike God maak sonder heiligheid, 'n liefdevolle God sonder geregtigheid, 'n vergewende God sonder 'n kruis, 'n liewe Jesus. Maar so 'n God kan jou nie red nie. 'n Sentimentele God kan jou dalk laat beter voel, maar die heilige God kan jou skuld wegneem. Hy kan jou met homself versoen en jou lewe nuut maak en verander. Johannes bring hierdie waarheid daarom ook na ons lewe toe. Hy sê, as God ons so lief gehad het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Nie met 'n liefde wat sonde goed praat en die verkeerde dinge goed praat of ontken nie. Nie met 'n liefde wat die waarheid vermy nie, wat bang is om die waarheid te praat, omdat ons bang is om iemand te ontstel nie. Maar met 'n heilige liefde wat dien, wat vergewe, wat in liefde waarsku, wat in liefde die waarheid praat, wat in liefde die ander mens
se werklike heil soek. Moenie sê, my God is 'n God van liefde en daarmee 'n God na jou eie beeld skep nie. Sê eerder, die God van die skrif is 'n God van liefde. Daarom wil ek hom ken soos hy werklik is. Heilig, regverdig, soewerein, genadig, getrou. Kom dan met jou werklike skuld na Jesus Christus toe. Jy hoef nie jou sonde kleiner te praat of weg te praat om in God se liefde te kan glo nie. God ken die volle erns van jou sonde. Hy ken die volle omvang daarvan. Juist daarom het hy 'n volkomme verlosser gegee. As jou idee van God se liefde geen kruis, geen oordeel oor die sonde, geen eis om bekering is nie, dan is dit nie die liefde van die God van die Bybel waarin jy glo nie. Die heilige liefde van God wat Johannes verkondig is vir ons goeie nuus. Want dit sê vir ons, God kyk nie net ander pad nie. Hy werk met die sonde in ons lewe. Hy het in sy seun met ons sonde gehandel sodat ons werklik vergewe, versoen en nuut gemaak kan word. Dank daardie God vir sy heilige liefde. Amen. Kom ons bid nou saam. Here ons God, dankie vir hierdie dag wat verby is. Dankie vir al die geleenthede wat U vandag vir ons gegee het. Dankie ook vir die mense om ons, vir ons geliefdes, vir ons familie en ons vriende. Here, ons bid dat U hulle asseblief saam met ons sal bewaar. Hou U hand oor almal van ons, trek ons deur U woord en U gees elke dag nader aan U. Ons dank U, Here, dat U liefde is. Dankie dat U liefde nie oppervlakkig of sentimenteel of veranderlik is soos mense se liefde nie, maar dat U liefde heilig is, rein, regverdig, getrou. Leer ons om U liefde te ken soos wat U dit in U woord aan ons bekend maak. Bewaar ons daarvan, Here, om U te wil verander volgens ons eie voorkeure en afkeure en om van U 'n soort afgod na ons eie beeld te skep. Laat ons U heilige liefde raak sien in Jesus Christus, ons verlosser, hy wat gekom het as versoening vir ons sondes, en wil U deur sy liefde, Here, ook ons liefde verander, sodat ons liefde 'n uitdrukking sal wees van waarheid en geduld en vergifnis en selfopoffering. Ons bid dan dat U ons en ons geliefdes deur hierdie nag sal bewaar. In Jesus Christus se naam. Amen.